Goeiemiddag liefdames, hartelijk welkom by ons tweede sessie van ons seminar vandag. Ons vertrou dat die woord wat ons gaan bedien vir u sal seën en werklik waar vir u sal was in die water van die woord van God. Amen. Die tweede gedeelte wat ons gaan doen is second man principles. Tweede man leierskap, tweede persoon in leierskap, of tweede persoon in bevel, misschien van militaire aanstelling praat, die huis van die Here, die tweede man in regeringskap, ondersteunende leierskap. Dis eintlik wat dit is, né? Ondersteunende leierskap, second man principles. En dan gaan ons ook vinnig kyk na inaccurate setting, die onakkurate leierskap, né? Onakkurate leierskap en ondersteunende leierskap. Ons begin met ondersteunende leierskap. En daar moet ons lees 2 Kronieke 23 vers 1 tot 24 en ook 2 Kronieke 23. Ja, is 2 Kronieke 23 vers 1 tot 24. So ons moet die hele gedeelte lees om te kan verstaan. Ek gaan net vir u die eerste versie lees. In the 7th year, Jehoiada strengthened himself and made a covenant with the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, Ishmael the son of Jehohanan, Azariah the son of Obed, Messiah the son of Adaiah, and Elisaphat the son of Zikri. Wat belangrik is die verbond wat gesluit word, né? In die 7de jaar en Jehoiada, wat het Jehoiada gedoen? En wie is Jehoiada? Jehoiada is 'n priester wat naas Dawid in regeringskap gewees het in die tweede plek. In ander woorde, as jy nou kyk daarna vers 16, dat sê, then Jehoiada made a covenant between himself, the people and the king, that they should be the Lord's people. Nou, dit is onmoontlik om hierdie hele gedeelte te lees, né? Jy moet ook hoofstuk 24 gaan lees, van vers 1 tot vers 23, né? So die eerste hoofstuk lees jy vanaf vers 1, hoofstuk 23, vanaf vers 1 kan jy lees tot vers 21 en dan hoofstuk 24 van vers 1 tot vers 23. Nou ons gaan sommer wegspring met 'n gedeelte, die spesifieke gedeelte van die ondersteunende leierskap, die man in daardie posisie, die tweede man in regeringskap, in leierskap van die kerk van Christus. En after the death of Ahaziah, Athaliah killed the royal heirs and usurped the throne. Jehoshaphat, wife of Jehoiada the priest, hid Joash, the heir to the throne, and thus secured the Davidic lineage. In ander woorde, Jehoiada en sy vrou was betrokke in die beskerming van die bloedlyn van die regeringskap van Dawid, die koningskap van die troon. In ander woorde, die priesterskap, die koningskap en die leierskap van God. Jehoiada pictures the second man in leadership, die tweede man in leierskap, who establishes the set man position. Hulle sê
hierdie tweede man in leierskap vestig eintlik die aangestelde man se posisie. Hy is daar om die man van God te ondersteun, die aangestelde man, die eerste persoon in leierskap, and supports him for life. Dit beteken, dis solang as wat hy leef, dis nie net vir 'n jaar of 2 nie. Dis 'n posisie, dis 'n roeping wat God op die lewe plaas om die koningskap te beskerm solang as wat u leef en die koning leef. En ons het sonder gesien dat u is in daardie ondersteunende leierskap sodat die koningskap uitgevoer kan word, né? The second man position is neither an interim position nor a stepping stone to a set man position. It is a call for life. In Jehoiada, we see characteristic features and the role of the second man. King Joash is here a picture of a legitimate set man of the lineage of David. So koning Joash is die ware aangestelde man van God hier gewees in die lyn van regeringskap van Dawid, en dit was Jehoiada se roeping wat God op sy lewe geplaas het om Joas die koning dan te beskerm om 'n verbond, 'n covenant met hom te sluit. Nou, kom ons kyk gou hierdie, daar's 'n paar dinge wat ons na gaan kyk. In die eerste plek, die 7de jaar. 7 is 'n nommer van rus. 7 is a number of rest. For a church to reach rest, uninterrupted flow, absence of strife and friction, a Jehoiada grace is essential. Jehoiada was a priest. He pictures a priestly anointing that brings governmental rest into the church. As jy gaan kyk na jouself, dan sal jy sien jy is ondersteunende leierskap wat nou plaasgevind het in El Shaddai. Met ander woorde, jy is daar om die soos jy net gehoor het, die chief elder, die hoofouderling te ondersteun, né? Sy arms omhoog te hou sodat God sy visie kan bereik deur die aangestelde man van God. En die ondersteunende leierskap is daar om te sorg dat die visie van die leier uitgevoer word. Nou die Here sê, of die profetiese betekenis hiervan sê, dat dit tree in werking in die 7de jaar. En wat vir ons belangrik is, en wonderbaarlik is, en bonatuurlik is dat ons is in ons 7de jaar. En wat nog beter is dat God het hierdie ding op wonderbaarlike wyse bewerkstellig, dat ons in sy plan in beweeg, sonder dat ons geweet het, dat ons moet daar kom. En dit moet so wees. Het ons gedink die vyand is besig om skade te verrig? Ons het gedink die vyand is besig om ons seer te maak en te vernietig, maar God het die vyand gebruik as 'n instrument om ons teenstander te wees, adversary, sodat hy sy doel kan bereik met ons. En prys die Here, ons is nou in hierdie saaiende posisie as gevolg van dinge wat gebeur. En ons moet eintlik vir die duiwel sê, dankie ou duiwel, dat jy so dom is om in die hand van die Here te speel, né? Woord van die Here sê, as hulle geweet het wat hulle doen, sou dat Jesus Christus nooit gekruis het, né? They would never have crucified the Lord of glory if they knew. En dit is God, né? Dit is die 7de jaar. Daar's 'n Jehoiada grace, 'n vloei van 'n salwing wat vrygestel word, en dit word vrygestel deur God, né? Aan die ondersteunende leierskap deur die aangestelde man van God. Tweede gedeelte, eerste ene was die 7de jaar, ons het dit nog bespreek. Tweede gedeelte, Jehoiada strengthen himself. In ander woorde, die ondersteunende leierskap moet homself versterk. Jehoiada hier is 'n priester gewees,
Hy was in die posisie van die ondersteunende leierskap, die tweede in bevel. En die woord van God leer ons, hy het homself versterk. He moved to a position of strength. There is nothing wrong with personal empowerment and prosperity. Baie mense het 'n probleem daarmee, maar Jehoiada het homself versterk en 'n posisie inbeweeg sonder dat God gesê het beweeg. Het hy beweeg en sy vrou het hom ondersteun en gehelp en hulle het die koningskap, hulle die koning het hulle versteek om hom te bewaar en te beskerm sodat hy in sy plek kan kom. Jehoiada used his influence for God's kingdom. He served Joash from a position of strength and he did not need Joash to strengthen him. In ander woorde, hy het nie nodig gehad dat die koning moet versterk nie, want hy het geweet wie hy is in Christus Jesus. Dis soos die gedeelte wat ons bedien het, wanneer 'n seun weet wie sy God is, en hy weet wie sy pa is, en hy weet waar sy huis is, het hy nie nodig om sy pa elke keer langs hom te hê. Hy of sy sal weet wat om te doen. Amen. So jy moet met die waters gekom en gewas wees, om te kan weet wie jy is in Christus Jesus. En dis belangrik, Jehoiada het geweet wie hy is. Personal empowerment leads to influence. Jehoiada used his influence for God's kingdom. Die derde gedeelte. Jehoiada made a covenant with the captains of hundreds. En daar het ons gelees die seun van, die seun van, die seun van, die seun van. Hulle was allemaal seuns van baas. En die woord van die Here sê in vers 3 sê, of die derde gedeelte sê, he made a covenant with the captains of hundreds. In ander woorde, hy het homself versterk, sy verhouding. Sy verhouding. Jehoiada covenanted with other sons. Met ander woorde, hy het 'n verbond gesluit met ander seuns. Soos wanneer u gaan uitgaan en u gaan ander denominasies se mense ontmoet en u sluit 'n verbond met seuns van daardie kant wat later gaan help met die visie van God en die doelwit van God. Nie so seer om na ons toe te kom nie, maar wat aan die einde van die dag God gaan hulle gebruik in sy visie om sy doelwit te bereik. Jehoiada het 'n covenant gesluit met ander seuns. It's easy to covenant with your own sons, but Jehoiada covenant with other sons. Praise die Here. Dis ook belangrik dat jy sal sien dat Jehoiada covenanted with 5 sons. En dit is 'n profetiese prentjie van die vyfvoudige bediening. Some said men are afraid of the fivefold ministry operating in their local churches, but because of a fear of having their positions undermined. Ons moet weet dat die duiwel opereer in enige plek. En daar sal aanvalle wees. As leier moet jy nie bang wees. Jy kan nie bang wees vir die seuns. Dat die seun sal groter word as jy. 'n Seun word nie opgelei om die pa se posisie af te vat of in te neem. 'n Seun word opgelei om gestuur te word om te gaan doen wat die pa gaan doen. Dis waaroor dit gaan. En as 'n seun meer sukses bereik en meer prosperity ervaar, voorspoedig is as die pa, dan is dit eintlik vir die pa
'n joy. Dit moet vir die pa lekker wees. My seuns is voorspoedig. Hy moet nie bang wees dat die seun gaan sy plek inneem nie. En vasklou aan 'n posisie in die kerk nie. God het 'n plan met elkeen van ons, né? En soos wat ons nou deur hierdie saak gegaan het God gesien, hier moet ek hierdie mense help, want hulle weet nie wat aangaan. En God moes op bonatuurlike wyse moes hy van ons vat en skuif in plekke in, sodat elkeen op sy plek kan kom, om te kan doen wat gedoen moet word. En daarvoor kan ons net God dankbaar wees. Ons kan net dankbaar wees. Gathered the Levites from all the cities of Judah and the chief fathers of Israel. Jehoiada established team ministry. In ander woorde, hy het die verhouding van spanwerk het hy versterk. Samewerking. Nie dat hy one-man armies nie, nee. Jy sal onthou dat ons van leierskap, van akkurate leierskap af nog net praat oor van verhoudings wat gebou word, nee, in die apostoliese reformatie. Verhoudings. En hier kom Jehoiada in die 7de jaar en hy bou verhouding. Die voordele van assosiasie is belangrik. Wanneer jy jou assosieer met iemand, Jehoiada het 5 verskillende seuns het hy mee 'n verbond gesluit. So he moved from personal empowerment to leadership empowerment. Hy is nou nie net meer besig met sy eie versterking van leierskap nie, maar hy versterk ook leierskap rondom. He brought Levites and fathers into the house. This grace brings spiritual maturity into the house. The purposes of God need spiritual maturity. You need sons and fathers in the same house. This grace joins 2 generations in the same house. Dit beteken die Jehoiada grace strek so ver as 2 generasies. 'n pa, 'n seun, wat 'n pa word met 'n seun. Dis die 2de generasie in hierdie bediening. En as God dit toelaat, dan moet dieselfde ding ook in u bediening gebeur. In u bediening moet ook 2 generasies. So met die genade van God, moet in hierdie vergadering van ons, moet daar 2 generasies wees, voordat ons verder kan gaan. Ek as pa, met 'n seun, en u word 'n pa terwyl u 'n seun is in hierdie huis, van 'n seun. Dis die 2de generasie. En dis die Jehoiada generasie, wat in die 7de jaar plaasvind. When Jehoiada's position was strengthened by the fact that he had brought fathers and sons into the house, he did not cause a split or assert authority, but created a platform for the assembly to make a covenant with the king. Hy het nie veroorsaak dat die huis van die Here verdeel word. Hy het nie verdeeldheid gebring. Hy het nie gemaak dat die kerk skuur, of die pa se autoriteit ingesteel of ingeneem, of geprobeer afneem. Daar's baie leiers wat in 'n leierskapsposisie vandag is, wat die leierskap van sy pa gesteel het. En aan die einde van die dag, dit gaan baie lank, het maak nie saak, dit kan 100 jaar vat. Maar God gaan daar die leierskap en daar die bediening uitwis. Want dit is nie vir God aanneemlik. Dit mag miskien lyk asof dit goed gaan.
Maar dit is nie vir God aanneemlik. Jehoiada se posisie skep 'n platform vir mense om met die aangestelde man van God 'n verbond te sluit. Hy bring self seuns in wat 'n verbond gaan sluit met sy pa as 'n seun. En hierdie seun wil jou seun wees, wil nie my seun wees. Dit gaan ook gebeur. En dan moet u nie sleg voel. U gaan byvoorbeeld 'n seun bring wat na die vergadering toe, wat later sê, maar ek wil nie dit by jou wees nie. Is goed om jou te ken en vriende met jou te wees. Ek wil na die broer toe gaan, die broer, ek wil sy seun wees. En dan sê Jehoiada, with the joy of the Lord, with the joy of the Lord, be my guest. Nie beklei nie, in verdeeldheid veroorsaak nie, kerkskering veroorsaak. As jy na daai broer toe gaan, dan loop ek. En ek vat sommer nog 5 ander ook saam. Dis nie Jehoiada se roeping, dis nie Jehoiada grace nie. Jehoiada grace sê, prys die Here. God het my gebruik. Daar's vrug op my lewe. Die genade van die 7de jaar van God is besig om te beweeg in my lewe. Die 6de gedeelte, behold, the king's son shall reign as the Lord has said of the sons of David. Hier sien ons dat Jehoiada sê dat die koning se seun sal regeer. Nee, soos wat die Here gesê het. Nie soos wat iemand anders gesê het. To establish what the Lord had said. Nee, word of the Lord decreed that the sons of David should rule. The word of the Lord needs a man for it to be fulfilled. Cornelius needed Peter. Onesimus needed Paul. Paul needed Barnabas. Jehoiada positioned himself to establish God's will. He saw God's plan and worked to establish it. Met ander woorde, elke seun het 'n seun nodig. En Jehoiada se gesindheid, die attitude van Jehoiada is, dit sal wees soos God dit gesê het, dit sal wees. Nie, ek moet die volgende ene wees wat die koningskap verkry. God het gesê, die seuns van Dawid sal regeer. En Jehoiada het geweet, dat hy is nie deel van die bloedlyn van Dawid nie. Daarom het hulle die een wat die lyn van Dawid bevestig het, wat deel was van die lyn van Dawid, het hulle beskerm, sodat hy in die posisie kan kom op God se tyd, wat God gesê het. Want God het gesê, die seuns van Dawid sal regeer. Nie Jehoiada of die seuns van Jehoiada sal regeer. The second man establishes the position of the first man, the second man whom God has sent. In ander woorde, akkurate leierskap. Akkurate ondersteunende leierskap. Die ondersteunende leier weet, dit is God se wil en plan, dat hy of sy 'n ondersteunende leier moet wees, en dit is God se wil en plan, dat die volgende persoon, die leier, die aangestelde man van God moet wees. Hy probeer nie om die plek van die aangestelde man van God te neem. Jehoiada positioned the people accurately for function. When this grace is present in the church, people are accurately positioned in their callings. Wanneer hierdie genade inkom, is elke persoon in die kerk
is op sy posisie en in sy roeping, in sy koning. Daar's nie een wat buite sy lê daartoe. Elkeen weet waar hy is, hoekom hy daar is, wat is die doel daarvan, en hy sien die visie. Blindes kan nie sien, en lammes kan nie die visie uitvoer. Hulle wou Dawid keer om in die huis van die Here in te kom, maar God het gesê, hulle sal nie inkom, want hulle is nie deel van die visie uit. En dis die zijn posisie, wanneer ons in die zijn posisie bereik, wat ons net van gepraat het, Jehoiada ensures that the leader was protected on all sides. This grace ensures set man protection. Ander woorde, ondersteunende leierskap, hulle beskerm die aangestelde. Hulle is daar vir die beskerming van die aangestelde. And Jehoiada priest gave the captains of hundreds the spears and the large and small shields, which had belonged to the king David, that were in the temple of God. Jehoiada empowered the people. Ander woorde, hy het die mense toegerus. Hy het hulle versterk, hy het hulle geleer. En dis die woord van God, die was. Omdat wanneer ek die gedeelte lees, is dit die skrifgedeelte wat ek lees. En dan gee ek vir die uitleg daarvan. Soos daar die gedeelte wat ek lees, nummer 9, and Jehoiada the priest gave the captains of hundreds the spears and the large and small shields, which had belonged to the king David, that were in the temple of God, is deel van die woord van God. Is deel wat jy moet lees. En dit is 'n profetiese prentjie van hoe Jehoiada die mense versterk en toegerus het, né? Die seuns. He placed the weapons of David in the hands of the people. David's weapons needs to be in the hands of the people. King Joash did not do this. Jehoiada did this. This is symbolic of corporate empowerment through worship, word, and warfare. David's weapons. Korporatiewe versterking. Dit beteken almal word versterk. Nie net een. Want die wapens van ons geveg is nie vleeslike wapens nie, maar geestelike, kragtige wapens om vestings te vernietig. Is dit nie waar? Hier sê hulle, die wapens wat hulle van praat, is 'n profetiese prentjie van worship, aanbidding die woord, aanbidding en die woord van geestelike oorlogvoering. 10. They brought out the king's son, put the crown on him, gave him the testimony. Under a Jehoiada grace, the people released the crown to its rightful place. Authority moved from the people to the segment. Our churches must move from the congregational mentality to a theocratic mentality. Met ander woorde, die mense erken die leierskap van God. Die aangestelde man van God, nee? To its rightful place. The crown must go to its rightful place. And the crown must be set on the head of the sick man. Long live the king. 11. Kom ons kyk net vinnig. Dis vers 11, ja. Long live the king. Is 'n gedeelte daarvan, hè. Vers 11 lees, and they brought out the king's son, put a crown on him, gave him the testimony, and made him king. Then Jehoiada and his sons anointed him and said, long live the king. Dis die 11de versie van Hoofstuk 23. En daardie woorde, long live the king, beteken Jehoiada wanted the king to live long. This grace is committed to the segment's longevity. There is no desire to take over. Dit beteken, sy gesindheid is dat die man van God 'n lang lewe moet hê.
sodat die regeringskap in plek kan wees, en hy het nie die begeerte om die posisie van die segment oor te neem. Maar hy bid en hy werk daartoe, dat hierdie aangestelde, die akkurate leierskap, 'n lang lewe moet hê. 'n Lang lewe van regeringskap, 'n lang lewe van leierskap, want dit is God se leier. Vers 12, so Atalia tore her clothes and said, treason, treason. The changes implemented by Jehoiada, reformation, exposed Atalia. The reformation, the changes, die verandering, ontbloot die verraaiers. In die 7de jaar word die verraaiers ontbloot en ontmasker. When Jehoiada Tracy's present, governmental demons come running out. Regeringskap, demone, hulle manifesteer, en hulle moet hardloop, want hulle kan nie bly sit, want die salwing van God in daardie seisoen is te sterk. As hy sit, gaan hy seer, hy moet hardloop. So jy sal verstaan as dat mense in hierdie seisoen van God die kerk verlaat. Want hulle is vasgevang in sekere tradisionele demone, godsdienstige demone van die oudheid, en hulle kan nie bevryding kry. En dis nie asof die mense dit met opset doen nie, dis ongelukkig so dat hulle is besit van